nou al 'n geruime tyd lank besig om oor Samuel te praat. En nou vanmiddag begin ons met 'n nuwe gedeelte waar ons so half in 'n skanier situasie is van oorbeweeg van Samuel na 'n nuwe held in die Bybel. Kom ons begin deur saam te lees uit 1 Samuel 16 vanaf vers 14 tot 23. Ons lees in die gedeelte daar staan: Maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees wat deur die Here gestuur is, het hom voortdurend ontstel. Die amptenare van Saul het vir hom gesê: U word ontstel deur 'n boosaardige gees wat deur God gestuur is. Die koning moet maar net praat, dan soek ons iemand wat die lier kan speel. As die boosaardige gees u pla, kan die man speel en u sal beter voel. En Saul sê toe vir sy amptenare: Kyk maar vir my uit na 'n man wat goed kan speel en bring hom na my toe. Een van die amptenare antwoord hom: Ek het 'n seun van Isaï, die Betlehemmer, hoor speel. Hy's 'n dapper man en 'n goeie vegter. Hy kan sy woord goed doen en het 'n goeie voorkoms. Die Here is by hom. Saul het die boodskappers na Isaï toe gestuur met die versoek: Stuur jou seun Dawid wat by die kleinvee is na my toe. Isaï het toe brood, 'n sak wyn en 'n klein bokkie gevat en dit op 'n donkie met sy seun Dawid na Saul toe gestuur. So het Dawid dan by Saul gekom en vir hom gewerk. Saul het baie van Dawid gehou sodat hy Saul se wapendraer geword het. Saul het ook na Isaï toe gestuur en laat vra: Laat Dawid tog vir my werk, ek hou van hom. Telkens wanneer die boosaardige gees in Saul was, het Dawid die lier gevat en daarop gespeel. En dan het Saul bedaar en die boosaardige gees het van hom af pad gegee. Ons lees net hierdie paar verse saam. Nou moet 'n mens onthou op hierdie stadium, as ons nou hier lees wat gebeur, weet ons dat Samuel het mos nou al reeds 'n koning vir die volk Israel gesalf. Saul is die koning. Maar ons weet ook dat Saul het droog gemaak tot so 'n mate dat die Here nie meer vir Saul as koning wou hê nie en vir Samuel beveel het om 'n nuwe man as koning te salf. Samuel kry opdrag om vir Dawid as koning te salf. So nou sit ons hier met die dilemma, hier is twee konings, Saul en Dawid. Samuel het ons nou intussen gelees, het afgetree. Jy onthou ons nog daardie afskeidsspreek van hom, waar hy 'n klomp lesse vir die volk Israel gegee het, wat moet hulle onthou as hy nou nie meer die dag daar is nie. So hier het ons Saul en Dawid. Nou lees ons die interessantheid dat hier 'n boosaardige gees is wat in Saul kom en dat die Here sy gees van Saul af onttrek het. Nou wat op dese aarde kon Saul gedoen het wat hy so straf sou kon verduur? Vroeër in die boek Samuel lees 'n mens dan hoe Samuel vir Saul beveel: Jy moet gehoorsaam wees aan die wil van die Here. Doen presies wat God vra. En dan lees mens hoe Saul dan nou juis ongehoorsaam aan die Here is. Op 'n keer sê Samuel vir Saul: Jy moet die Amalekiete aanval en hulle almal uitroei. Mans, vrouens, kinders en al hulle vee en al hulle konings. Saul maak dan oorlog teen die Amalekiete, maar hy maak nie almal dood nie. Hy vat altans van die beste kleinvee vir homself. En as Samuel by hom kom en hom hieroor konfronteer, sê Saul maar hy sien nie daarmee fout dat hy vir hom van die beste oorlogsbuit geneem het nie. Dit al klaar was 'n aanduiding dat Saul ongehoorsaam aan die Here is. En hierdie droogmaak van Saul het gemaak dat die Here sy gees van Saul onttrek het. Maar die Here onttrek nie net sy gees nie, hy laat ook toe dat 'n boosaardige gees oor Saul kom. Nou hier moet 'n mens nie dink in terme van 'n bose demoon wat van Saul besit sou neem nie. Nee, in Eksodus lees 'n mens ook al hoe hierdie moontlikheid gebeur het dat die Here stuur 'n bose gees oor die Farao, lees ons in Eksodus, om sy hart te verhard dat hy nie die Israeliete wil laat trek nie. Nou, ek vermoed dis dieselfde soort iets wat hier gebeur by Saul, dalk 'n gemoedstoestand wat oor hom kom, 'n depressiwiteit, 'n moedeloosheid, dalk 'n swartgalligheid, dalk 'n paranoia. Wie weet, Saul was dalk juis diep bewus daarvan dat hy nie meer God se gunsteling is nie. Bewus daarvan dat Samuel hom ook aan Saul onttrek het. En dit kon maak dat Saul regtig depressief is. Nou in sulke gemoedstoestande van swaar kry en swartgalligheid, kom Saul se amptenare en sê vir hom: Jong, kom skryf jou iemand wat vir jou mooi musiek kan maak, dan sal jou swartgalligheid verlig. Jou gemoed sal gelig word. En Saul stem in. Kry vir my so iemand wat mooi musiek kan maak. Ag, ons doen dit ook vandag deesdae, hè. Mooi musiek kan 'n mens maak, kalmeer en jou gemoed verlig.
En nou is die interessante, dat die amptenare van Saul identifiseer so 'n man wat 'n besonderse musikant is. Hy speel die lier. Nou ja, dit is nou maar hoe vandag ons nou 'n harp of dalk nog moontlik 'n gitaar sou beskryf het in die Bybelse tyd, 'n lier. En wie is hierdie man wat so goeie musikant is? Niemand anders as Dawid. Kan 'n mens glo? Hierdie Dawid. Ons lees in vers 18 hoe Saul se amptenare hom beskryf as 'n dapper man, 'n goeie vegter. Hy kan nog boonop sy woord goed doen en dan boonop is die Here by hom. En ja, om als te kroon, 'n goeie musikant ook nog. Is daar dan nou iets wat hierdie Dawid nie kon doen nie? En so stuur Saul dan nou 'n versoek aan Dawid se pa, stuur tog hierdie Dawid na my toe dat hy vir my kom musiek maak. En Isaïe stuur sy seun Dawid met persente, lees ons, na Saul se paleis toe. En hier in die paleis word Dawid dan nou die hofmusikant. En dit werk, ja, voortdurend wanneer Saul mismoedig voel en Dawid musiek maak, lees ons, dan word sy gees verlig. Ek het dadelik gewonder toe ek die gedeelte lees, het Saul op hierdie stadium geweet, Dawid is die nuwe gesalfde koning. As hy dan nou geweet het, sou dit gebeur dat, wat hier nou staan, dat Saul baie van Dawid gehou het. As hy geweet het, Dawid is die volgende koning, dan sou hy mos nou nie so vriendelik teenoor Dawid gewees het nie. En ons lees dat hy so mal was oor Dawid, hierdie jong man met al sy dapperheid, dat ons lees Saul tot vir Dawid as sy wapendraer aanstel. Dit beteken, die ou wat die koning se wapens dra wanneer hy nou 'n slagveld betree, die ou wat die naaste aan die koning is, gereed om sy swaard of spies of skild aan te gee, dis Dawid. Hierdie einste Dawid wat nou die volgende koning moet word. Kan mens die ironie hiervan waardeer? Dawid, die man wat die volgende koning word, het hier alle geleentheid om Saul om die lewe te bring. Hy is so naby aan Saul met sy eie wapens, en tog oorweeg Dawid dit nooit om Saul om die lewe te bring nie. Al het hy dalk die geleentheid daartoe. Die punt van hierdie verhaal is dat 'n mens nou hier twee konings het, Dawid en Saul. Maar meer nog, twee konings en die gees van die Here is by een en by een nie. Ons hier so naby aan Pinkster het ons nou juis baie gepraat oor die gees van God en die Heilige Gees wat op aarde uitgestort is. En hier lees ons nou juis oor die gees van die Here wat by een van hierdie konings is en nie by die ander nie. Maar kom ons maak dit nou bietjie meer van toepassing op ons eie lewe. Sê nou maar, ek en jy stap by 'n vertrek in. Sal mense oor ons kan sê, die gees van die Here is by hierdie mens? Hoe lewe iemand wat die gees van die Here by julle het? Nou dis juist daar waar ons ietsie van Dawid se lewe moet leer. Iets van hoe hy geleef het in afhanklikheid van die Here. En dit sal ons nou vorentoe ook al meer in die lewe van Dawid sien. Kom luister 'n volgende keer verder na Dawid se verhaal.